weet dat die goedheid en die guns van die Here is saam met ons, waar ons ook al wil ander. We worship you and we pray for God of thanks this morning, Here. Hallelujah. Ons gaan weer so 'n bietjie net tyd in ons gebed. Ons aanbid op die verwag. Miskien jy dankbaarheid in jou hart vanoggend. Miskien wil jy net vir hom dankie sê vanoggend, Here. Dankie vir hom vandag. Ek weet nie wat ek het gemaak deur hierdie week, Here, maar ek dank U. Ek prys U. Ek loof U. Ek is in U loof vanoggend. Halleluja. Dank U, Here, vir die Here dat U is saam met my. Maak nie saak wat vir my voorlê vanoggend. Maak nie saak wat in hierdie week vir my voorlê. Ek kan weet dat U is met my, want U is 'n heilige en is vir my opgewek. En al die lof en die eer en die mag behoort aan U. Ek dank U daarvoor. En ek besing U grote naam vanoggend. I sing praises to your name this morning. Grote naam. Vader, as ons stil word, vra ons dat U ons sal seën met die woord vanoggend. Dankie dat dit wat U vir ons wil leer, Here, is sodat ons sal reg wees. Sodat ons kinders van God sal wees waardig, Vader, om vry te kan wees in die heerlikheid van God. Om elke ketting en elke band te breek. Om af te breek, Here, dit wat roof en steel, sodat die heerlikheid van God nie geopenbaar kan word in ons lewens nie. Dit wat roof en steel, Here, sodat ons nie vry kan wees nie. Ek bring aan U die eer en die lof vanoggend, Vader, en ek bid, Heilige Gees, deur die woord 'n verskil sal maak in die lewens van hulle wat soek daarna en wat 'n verskil wil hê, Here. Kan niemand forceer nie, Vader, maar die Heilige Gees kan die oortuigingswerk doen vanoggend in die harte van die kinders, Here. Sodat ons nader aan U kan beweeg, Here, sodat ons nader in U heerlikheid en U almag kan wees en U grootheid. Ek vra, Vader, rustigheid en vrede en kalmte met die bediening van die woord en mag U verheerlik word. Mag U gesien word daaraan, mag U sien, of mag hulle sien, hoe goed is ons Hemelse Vader, in Jesus naam vra ek dit, Here, en ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Jy kan die sitplekke neem, dankie. Jy is reg so. Halleluja. Praise the Lord. Dis net dat ons musikante hulle plekke neem. Ek is besig om met U te deel, en dit waarmee ek U deel, spreek in ons harte in en raak ons harte. En dit wat ek jou leer en dit wat ek met jou gaan deel in hierdie volgende weke en dit waarmee ek begin het, gaan nie daaroor om veroordelend te wees of om 'n vinger te wys of wat nie. Baie maal sit ons in 'n kerk, baie maal is ons so gemaklik in die kerk, dat ons kom nie eers agter dat daar iets verkeerd is in ons lewens. Dit laat my herinner aan iemand wat my eendag vertel het, en ek glo almal van ons het hierdie storie al gehoor van
Die persoon wat opgestaan het en vir die dominee gaan sê het, weet jy wat, ek sit al 30 jaar in hierdie kerk, en hierdie keer was die eerste keer dat die Here my aanraak. Jy sien, ons sit met dinge hier in ons lewens, in ons harte, wat die plek vat van wat God eintlik veronderstel is om te vat in ons lewe. Ons laat toe, laat sekere goed. Christus het dit gesê toe hy gepreek het. En daar is mense wat in die kerk sit, wat selfs 'n demoon in hulle het. En ek wil vanoggend vir jou die skrif uithaal, en ek wil vanoggend vir jou wys, en dalk het jy nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek wil met jou praat vanoggend oor dit. Dat ons sit in die kerk, jy is in 'n stryd. Ek wil in die kerk wees, ek weet ek moet in die kerk wees, maar ek wil ook nie daar wees nie. Dit irriteer jou in die kerk, dit irriteer jou wanneer die koortjies gesing word, dit irriteer jou wanneer daar gebid word, kan hulle maar nie net ophou nie. Ek wil vir jou sê, daar is iets fout in jou lewe, daar is iemand anderste wat sit op 'n troon in jou lewe, en dit is definitief nie God nie. Want as dit God was wat op die troon gesit het in jou lewe, dan het jy ten volle hom geloof en geprys en sy naam groot gemaak. Dit sou jou nie gepla het nie. Jy sou net meer in die teenwoordigheid van God wou gewees het. Jy sou hom wou gesê het, ag Here, kan die lofprysing en bidding nie net aanhou nie? Kan ons nie net meer en meer sing nie? Kan ons nie net dieper en dieper inbeweeg in die koninkryk van God nie? Ons het 'n stryd waarmee ons betrokke is in ons lewens. Ek wil vir jou lees wat sê St. Augustine. St. Augustine sê die volgende. Hy sê, I was in misery, and misery is a state of every soul overcome by friendship with mortal things. Ek gaan hom maar net afval, dat hy nou nie verder resterings maak nie. Want anders dan gaan dit nou die hele tyd 'n geraas maak, en selfs dit kan jou irriteer. Selfs dit kan die vyand gebruik, sodat jy geïrriteerd is met dit alles. Dankie. Dit is sterend. I was in misery, and misery is a state of every soul overcome by friendship with mortal things. Hy sê misery, ongelukkigheid die binnekant in jou, omdat jy toelaat dat verganklike dinge inspraak lewe in jou lewe. Daar is 'n oorlog in elkeen van ons aan die gang. En ek dink jy sit vanoggend hier en jy kan met my saamstem, jy gaan dit dalk nie openlik erken nie. Jy gaan dalk vanoggend so bietjie ongemaklik voel. Jy gaan dalk vanoggend bietjie kriewelrig voel, want dit is die waarheid wat ek jou gaan vertel. En wanneer die Heilige Gees met jou praat, gaan hy vir jou aankla daaroor, en hy gaan vir jou sê, maar dit wat moet ontslaa raak daarvan. Jy sien daai stryd waarin jy is en waarin jy vasgevang is vanoggend. Hy beklei vir die heerskappy in jou hart. Hy wil op die troon sit, hy wil nie toelaat dat God op die troon sit nie, hy wil op die troon sit en God moet eenkant geskei word. En daarom is dit moeilik, en jy raak geïrriteerd, en jy raak sommer kwaad, en ag man, ek wil nie kerk toe gaan nie, en ek wil nie betrokke wees by die kerk nie, en ek wil nêrens wees nie. Maar ek wil jou vanoggend vertel, die een wat heers in jou hart, is die een wat jou eindbestemming gaan bepaal. Hoor mooi wat ek jou sê vanoggend. Ons is so gewoond daaraan, daar so maklik vir ons gesê en vir ons gepreek en gesê, once saved, always saved, grace of God, jy kan maar aangaan met sonde. Luister, wanneer jy aangaan met sonde en 'n demoon of daai bose gees of wat ook al is in jou lewe, gaan hy jou eindbestemming vir jou bepaal. En ek gaan vir jou sê, dis nie in die teenwoordigheid van die Here nie. Dit klink vir jou hard vanoggend, maar dit is nie hard nie. Die Here wil hê ek en jy moet vry wees. Mense dink en sê, ag, dit is nie so nie, dit is maar net, dit is geskryf in die woord van God, en ek wil dit vir jou aanraak vanoggend. As dit nie belangrik was nie, hoekom sou God die klem gelê het in die Bybel op afgode? Hoekom sou God die klem gelê het daarop,
dat ons is slawe van sonde, gebind in kettinge. Jy's gebind in kettinge want jy het nog nie laat gaan nie. Jy is gebind in kettinge want jy kan nie vrykom nie. Dis net Jesus Christus wat jou kan vrymaak. En baie maklik aan dink ons net aan sekere dinge. Ek gaan jou dieper invat vanoggend en dit gaan jou skok. Gaan jou dalk ongemaklik laat voel. Ek wil nie hê jy moet ongemaklik voel nie, maar ek wil vir jou sê, dit is hoe belangrik dit is in die woord van God, en God wil met jou praat vanoggend. Net soos wat hy gepraat het, met my deur die woord. Dalk dink jy dis nie belangrik nie, maar die waarheid is, agter elke stryd van sonde in die lewe, is daar 'n valse afgod, wat besig is om die oorlog te wen in jou. Ek en jy is kinders van God. Ek en jy verklaar ons is Christene, maar ons hou vas aan die dinge wat 'n afgod is. En nie voordat daai afgod onttroon word nie, en die lewende God heerskappy in jou lewe word nie, sal jy nooit die oorwinning hê nie. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Solank as wat jy dit entertain, solank as wat dit deel is van jou lewe, solank as wat jy toelaat dat dit regeer in jou lewe, kan jy nie 'n lewe van oorwinning hê nie. Die moeilikste afgode om te oorwin staan bekend as die afgode van die plesier van die wêreld. Ons word omring deur die invloede in ons samelewing. Ons word omring deur al hierdie goed. Ag, dis net so lekker, die blink liggies. Dis so bietjie anders. Die kerk is daarom maar net so boring. Jy weet, Jesus Christus, dit is nie eintlik so belangrik nie. Geniet jou lewe terwyl jy dit kan. Die mantra wat ons het, of die ding wat ons, die sê ding wat ons het, as dit lekker lyk, geniet dit. As dit juk, krap dit. Ek wil vir jou sê, partymal geniet ons die verkeerde dinge en ons krap aan die verkeerde dinge en dan word ons lewens vernietig en ons kan dit nie verstaan nie. Jy toegelaat, laat iets heerskappy in jou lewe word. Ek wil jou vra vanoggend, as jy in 'n situasie is, of jy gaan deur 'n moeilike tyd, of dinge het nie so goed uitgewerk by die werk nie. Wat bevredig jou die meeste as jy by die huis kom? Party van ons sal soek seksuele bevrediging. Het jy geweet dat seks is die mees gesoekste onderwerp of nagevorsde onderwerp op die internet volgens die statistieke? Is dit waar jy jou bevrediging gaan soek? Hierdie God seks het al menigste mense se lewens, huwelike, gesinslewe en lewens van kinders verwoes, maar nogtans is ons betrokke daarbey, nogtans laat ons dit toe, en nogtans dink ons niemand gaan weet nie. Ek wil vir jou sê, niemand anders te weet dit nie, God weet dit, maar hy is besig om 'n troon te word, en hy sy plek ingeneem op die troon van jou lewe, en God kan nie daar naby kom nie. En hy gaan sy wortel so diep in jou inslaan, en hy gaan jou huwelik, en hy gaan jou verhouding met ander mense, gaan hy vernietig, maar hy gaan jou verhouding met God vernietig. Jy sien, die oorlog is die binnekant in ons. Dit beloof vir die een wat dit laat heers in hulle hartsatisfaksie, bevrediging, maar dit lei tot slawerny. Nog 'n afgod wat oorlog voer is die afgod van kos. Ons dink nie daaraan nie. Die afgod van kos. Ek het 'n stryd by die werk gehad. Die baas was onredelik. Ek het nie die verhoging gekry nie. Wat maak ek? Ek stap in by die huis. Ek maak die yskas oop en ek soek vir my iets. 'n comfort food om te eet. Ek dink die satisfaksie en die bevrediging gaan kom uit die kos uit. Dit gaan nie kom uit kos uit nie. En kort voor lank, elke situasie, en kort voor lank raak dit 'n gewoonte. Ons sê dis 'n gewoonte, maar kort voor lank is jy in kettinge van slawerny van hierdie afgod van kos, en jy glo dit is die bevrediging wat jy kry. Wanneer dit kom by hierdie gode, of dit nou seks is, of dit kos is, of dit geld is, of besittings, dit kan jou nooit die satisfaksie gee nie. Hy gaan jou uitspoeg op 'n kol. Hy gaan ontslaa raak van jou op 'n kol. Ek wil vir jou nog voorbeelde van hierdie wêreldse afgode
vir jou gee vanoggend. En baie van dit word gekoppel aan 'n demoon. En as dit heers in jou lewe, ek sê nie dit is nou so nie, maar dit kan wees dat daar 'n gees of 'n demoon in jou is. En jy moet ontslae raak van hom en jy moet dit laat gaan, sodat die gees van God in jou lewe kan kom, sodat die gees van God vir jou die satisfaksie kan gee wat jy nodig het. Kom ons kyk na die god of die demoon, Bacchus en Dionysus. Is 'n afgod van drank en fees. Sy assosiasie is met wyn, ekstase, dans, feeste. Aphrodite, Venus of Asmodeus is die afgod van seks en begeerte. Dit soek na liefde, erotiek, aantrekkingskrag. Asmodeus, die demoon van welis. Jy kan jou oë nie van 'n ander ou se vrou afhaal nie. Maak nie saak wie dit is wat die vertrek en hoe loop nie, onmiddellik gaan jou gedagtes een rigting. As dit jy is, wil ek vir jou sê, daar's iets daar binnekant in jou wat heers in jou lewe. En dit gaan jou vernietig en dit gaan jou verhouding vernietig. Jy dink jy's maar speel 'n speletjie met dit, jy's besig om met 'n speletjie van vuur te wees, want as hy heers in jou liggaam, gaan dit jou eindbestemming bepaal. Hier is een wat ons nie aan dink nie. Beelzebub, vraatsig, oormatige eet en drink. Waar ek ook al kom en daar is net goed verniet, dan skep ek hy bord en ek skep hy bord. Dit moet alles net myne wees. Dit moet net na my toe kom. Ek kan net drink van dit en ek wil net hê, daar is iets fout. Dink daaroor na, vanaand as dit jou ongemaklik maak vanoggend. Want die Here wil dalk vir jou sê vanoggend, daar is iets wat op 'n troon sit en jy moet ontslae raak van dit, want ek kan nie heerskappy in jou lewe voer nie. Belbegor, luiheid en gemak, om in 'n gemakzone te wees. Luiheid, ag ek raak nie iewers te betrokke nie. Ag ek doen nie net sommer enige ding nie. Belbegor, luiheid, gemak soek, passiwiteit. Mammon, Plutos, rykdom en gierigheid. Ek wil net nog hê. Ek kan nie gee nie. Ek wil net hê. Geld, materialisme, aardse voorspoed. Dionysus, 'n Griekse afgod van vermaak en kuns. Theater, musiek, ekstase. Dis maar net 'n klein gedeelte waarvan daar gepraat word. Dan het ek nog nie eers uitgekom by die 7 doodsondes wat die Bybel beskryf nie. Hierdie is maar die afgode van die wêreld. Hulle neem beheer van jou en hy wortel die binnekant in jou. En daar sal 'n stryd wees teen dit wat jy weet wat reg is van God. Dis wat Paulus geskryf het, hy sê, dit wat ek moet doen, doen ek nie. Dit wat reg is, doen ek nie. Maar dit wat verkeerd is, dit doen ek. Die binnekant is daai stryd, en is tyd dat jy daai afgod van sy troontjie afhaal, en God eerste sit in jou lewe. Ek wil jou vat na Josua toe, Josua 24 vers 14 en 15, dis die kerngedagte en die kerngedeelte, waaroor ons hele reeks gaan oor al hierdie afgode wat in ons lewens is. En miskien dink jy vanoggend, ek gaan vanoggend van hom ontslae raak. Luister, ek wil vir jou sê, daar is nog baie ander. En dit gaan jou lewe raak, en dit gaan 'n verskil in jou lewe maak, as jy toelaat, laat God dit verander in jou lewe. Eer nou die Here en aanbid hom met volle oorgawe en met getrouheid. Wanneer hy dit sê, dan sê hy, jy moet 'n volle verhouding met my hê. 'n verhouding van oorgawe, 'n verhouding waar ek op die troon sit, waar ek die koning is. Ek het verduidelik met die hemelvaartdiens. Wanneer jy kyk na koning Charles en na hierdie prente, wanneer hulle die koning op sy troon laat sit, hulle gee vir hom 'n kroon en alles, en dan bestyg hy die trappe en hy gaan sit op die troon, en dit verklaar dat die gesag en die autoriteit behoort aan hom.
Jesus Christus het opgevaar en hy sit in sy troon. Met alle mag en alle autoriteit wat aan hom behoort. En hy deel nie dit wat aan hom behoort met enige iemand anders nie. En hy wil die koning van jou hart en die koning van jou lewe wees. Maar jy het nodig om getrou en voluit om te kan aanbid. Hy skryf verder en hy praat met die volk, hy sê, laat vaar die gode wat julle voorouers ander kant die Eufraat en in Egipte aanbid het, dien die Here. God sê vanoggend vir jou, daai goed wat jy nou net gehoor het, daai vraatsig, daai demoon, daai geldgierigheid, daai wêreldse plesier, hy sê laat los dit. Hou op om dit te aanbid, hou op om 'n deel van jou lewe te maak, raak ontslae daarvan. Vers 15 sê hy die volgende: as julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julle self besluit wie julle dan wil aanbid. As jy vanoggend hier sit en jy sê ek wil nie die Here aanbid nie, besluit dan wie wil jy aanbid. Maar iewerste in jou lewe wil jy aanbid. God het 'n vakuum toe hy ons gemaak het. Ons is gemaak om te kan aanbid. En jy gaan iets anders doen. As dit nie God is nie, gaan jy iets anders te wil aanbid in jou lewe. Is dit die gode wat julle voorouers aan die ander kant die Eufraat gedien het? Of is dit die gode van die Amorite in wie se land julle nou woon? En dan maak hy 'n statement. Ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Wanneer ons gaan na die volgende skyf en dan gaan ons sien en ek wil net so 'n bietjie van 'n recap inbring vanoggend, want ons het intussen ons nog Moedersdag gehad. Paulus waarsku. En Paulus skryf in Romeine 6 die volgende. Hy waarsku ons, ongelowiges mag onder geen omstandighede sonde in hulle lewens duld nie. Hy waarsku vir ons teen hierdie afgode. Hy sê wanneer jy sonde in jou lewe het jy die deur oopgemaak, daai persoon gaan kom sit op die troon, hy gaan heers in jou lewe en jy gaan in 'n oorlog gewikkeld wees en jy gaan 'n stryd hier binnekant in jou hê. En as 'n kind van God, omdat hy lief is vir jou, wil hy dit nie hê dat jy 'n stryd moet hê nie. Paulus gebruik 4 argumente hiervoor hoekom ons as kinders van God nie in sonde betrokke moet wees nie. Die eerste een is, en meeste van ons, ek glo, gelowiges is gedoop. Kan jy onthou toe jy gedoop is? Kan jy onthou toe hulle vir jou die vraag gevra het, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ja. Verklaar jy hiermee dat Jesus Christus is die koning in jou lewe? Ja. Roep jy getuies om te sê dat ek sterf in my sonde lewe en ek gaan opstaan as 'n nuwe persoon in Christus? Ja. Dan het jy geen rede of reg om sonde te doen in jou lewe nie. Jy het gekies dan. Jy het God gekies, jy het mense gekies. Jy het hierdie mense geroep as getuies om te sê, want wanneer ek sondig, het julle eintlik 'n verantwoordelikheid om my te sê ek is verkeerd. Maar jy sien, ons doen dit nie. Want iewers te heers iets daarvan gemaksig of passiwiteit. Ek sal maar laat my broer ten gronde gaan en my suster ten gronde gaan en ek gaan nie uitpraat daaroor nie. Jy het 'n verantwoordelikheid, kind van God. As jy weet wat is reg om vir jou broer en jou suster te help om op die regte pad te bly. Dis die verantwoordelikheid wat ons het as kinders van God. Hy gaan verder, hy sê die tweede punt is gelowiges lewe onder 'n nuwe koning. Daar is iemand anderste wat nou heerskappy in jou lewe voer. Daar is iemand anderste, ons sê ek is 'n nuwe skepping in Christus. Met ander woorde, die ou goed kan nog nie hoort die binnekant nie, dit kan nie hier binne wees nie. Daar is 'n nuwe sheriff in town en dis die koning van die konings in my lewe. En as hy in my lewe is, dan doen ek dit wat hom behaag, want ek het hom lief met alles wat ek het. Paulus skryf verder, hy sê die derde een en hy gebruik die beeld van slawerny. Hy gebruik dan wanneer hierdie afgod in jou lewe is jy in kettinge. En jy sal 'n slaaf wees vir daai afgod. Jy sal vasgevang word, gaan vasgevang wees in daai afgod. En dan die vierde een waarmee ons besig is tans. Die resultaat van 'n mens se keuse. God verplig jou nie om betrokke te raak by 'n afgod nie. Dis jou keuse en jou besluit. En Paulus skryf, hy sê, daai besluit wat jy neem, die eindbestemming gaan bepaal
waar dit is. Hy skryf in Romeine 6:21-23, die uiteinde van die sonde is die ewige dood. Hy sê vir my en vir jou vandag, as daai heerskappy nog steeds in jou lewe is, moenie dink jy gaan dalk in die hemel kom nie. Jy sien, want as daai afgod so belangrik is, dat jy God een kant toe geskuif het, het jy 'n probleem. Ons dink, ag ek gaan net so hier by die agterdeur insluip in die hemel. Revelation, daar's geen agterdeur nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy moet die koning van jou hart wees en die koning van jou lewe wees, anders te gaan jy dit nie maak nie. Jy dink ek praat hard vanoggend vir jou, ek vertel jou die ware feite wat daar is, want die dag as jy daar sou staan, gaan jy nie kan sê, ag Here, niemand het my vertel nie. Hy sal die boeke oopmaak en hy sal vir jou sê, op hierdie dag en hierdie dag was daar gepreek vir jou, en die woord het tot jou gespreek, en jy het dit geïgnoreer. Die uiteinde van 'n lewe van toewyding aan God is die ewige lewe. Daarom is dit dom om jou aan sonde oor te gee. Jy sien, want daai afgod gaan bepaal, nadat hy jou lewe verwoes het, gaan hy vir jou bepaal waar jou eindbestemming gaan wees. Josua 24, ek is terug by Josua. Hy skryf in vers 22, julle staan self daarvoor in, dat julle besluit het om die Here te aanbid. Het Josua vir die volk gesê, hy het geantwoord, ons staan daarvoor in. Goed, sê Josua, hoor wat sê die Here vanoggend vir my en vir jou. Vernietig dan al die vreemde gode wat daar tussen julle is, en verbind julle aan die Here, die God van Israel alleen. Raak ontslaaf van hierdie gode wat in jou lewe is en aanbid vir God alleen, en jou eindbestemming is 'n lewe van oorvloed in die teenwoordigheid van God. Kom ons gaan net terug na daai ander een wat sê, die resultaat van 'n mens se keuse. Jy sien, Josua sê vir hulle, julle besluit. Vanoggend sê God vir jou, ek leer jou die waarheid, jy besluit. Wat is jou keuse wat jy doen? Kies jy vir wie jy in eerste in jou lewe wil stel? Paulus skryf in Romeine 7 vers 24 en 25. Hy sê, arme ek wat weet wat om goed te doen, maar ek doen dit nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Hy besef dat as hy aanhou met dit en hy hou aan om die verkeerde dinge te doen en hy weet dit is verkeerd, hy is op 'n doodstoestand, en die doodstoestand is die eindbestemming van jou lewe as jy doodgaan. Geen lewe van oorvloed in Jesus Christus nie. Dan antwoord hy die vraag. Die antwoord hierop is Jesus Christus, ons Here, en daarvoor dank ek God. Dis net Jesus Christus wat jou gaan losmaak en jou kan vrymaak. Dis net Jesus Christus wat hierdie afgod kan ontroon en uit jou lewe uitvat, en jy moet hom vervang met die lewende God. Jesus leer sy disippels in Matteus 6 vers 24. Niemand kan gelyk twee baase dien. Jy kan nie kies, of jy kan nie twee op die troon hê nie. Hy sal of 'n renons in die een hê en van die ander een hou, of hy sal aan die een lojaal wees en aan die ander een gering geskat. Om God en Mammon, die geldgod, saam te dien is onmoontlik. Hy gebruik die voorbeeld van die geldgod Mammon, maar hy sê eintlik vir my en vir jou, met 'n ander afgod wat daar so in jou lewe is, jy kan nie al twee dien nie, want jy sal vir die ene voorkeur gee en vir die ander een gaan jy nalat. Die een gaan heers in jou lewe en die ander een gaan nie heers in jou lewe nie. Gierigheid. Die Griekse naam vir dit is Mammon of Plutos. En ons dink dit gaan net oor geld. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan onder andere geld, materialisme en om aardse begeertes te volg. Ek wil gelykvormig wees aan die wêreld. Ek wil met een voetstap daar so staan. Ek wil vir jou sê, as hy heers in jou lewe, is daar 'n probleem. En hy gaan daar bly totdat jy hom verwyder. Hy gaan daar bly totdat jy vir God sê, God, ek kan nie ontslaa raak van hom alleen nie, maar ek het jou nodig om hom weg te vat uit my lewe uit, en ek gee my lewe vir jou. Dan gaan dit verander.
Die gedeelte oor mammon wat in 'n Arameese term vir geld, materialistiese besittings en profijt. Ons dink altyd is net geld. Gaan oor hierdie wêreldse dinge wat ons wil ingader, die wêreldse dinge, ons wil nie prys gee nie, want ons wil nie God eerste stel nie. Weet jy wat, dalk belag of beskinder hulle my. Anders gesien God nie mededingers duld nie. Waarsku Jesus ons voortdurend teen die opgaar van rykdom wat 'n afgod kan word. Baie goed wat 'n afgod geword het in die begin was 'n gawe wat gegee is van God af. Maar jy het toegelaat dat dit jou oorheers, jy het toegelaat dat die eie ek sê, nee, maar dit is ek wat dit gedoen het. Dit was 'n goeie gawe van God, en dan word dit 'n afgod. Dit wat God gegee het, maak ek en jy 'n afgod in ons lewens. Het die Here nie seks ingestel tussen 'n man en 'n vrou nie? Ons moet God vertrou om in ons behoeftes te voorsien. En die disippels moes mekaar onderling ondersteun. Die kerk het nodig om mekaar te ondersteun, gelowiges. Ek kan nie passief sit en sê, weet jy wat, hulle kan maar swaar kry in daai familie, en ek gee glad nie om nie. Daar is iets wat heers in jou. Daar is iets daar binnekant wat vir jou sê, God is nie die belangrikste in jou lewe nie. Wanneer die lewe hard en moeilik is, wanneer daar onsekerheid, beangstigheid, vrees, waarin gaan soek jy jou vertroosting? Wat stel jy eerste? Waarheen gaan jy heel eerste om 'n comfort te kry wat jy voel vir vertroosting? As jy nie bevordering gekry het nie, of nie daai salarisverhoging gekry het nie, stop jy eerste by die bottelstoer vir 'n bottel en 'n sixpack. As die verbrokkeling van jou verhouding of huwelik pynlik is, stop jy eers om te gaan kyk na pornografie? Dink jy dis wat jou die bevrediging en die satisfaksie gaan gee? Kom jy by die huis en onmiddellik gaan jy in op die internet en alles wat op die internet is, dit gee vir jou satisfaksie? Jy sien in wie jy vertroosting en veiligheid soek. Tydens hierdie situasies openbaar wie is in jou lewe. Jy sê, dis die persoon wat heers in my lewe, want ek gaan na hom toe en ek gaan soek daar die vertroosting in. Want dis daar die God wat ek heel eerste sal opsoek. Paulus skryf die volgende, Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet me oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. Jy sien daai God, wat jy gaan soek in 'n bottel of in 'n sixpack, of wat dit ook al mag wees, kan nie vir jou die vrede gee nie. Dit is dalk tydelik, maar hy gaan weer terugkom. Hy gaan weer in jou lewe surface, as ek dit so kan stel, en hy gaan deel van jou lewe wees, en hy gaan jou vernietig, want afgode vra 'n prys van jou. Sê in vers 7, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Jesus Christus verbonde is. Hy sê, omdat hy op die troon is in jou lewe, sal jy vrede en rustigheid hê. Want jy's in hom en hy is in jou. Wanneer ons na God toe wil gaan as 'n laaste uitweg, in plaas van 'n eerste uitweg, openbaar ons dat iemand anderste is in beheer van ons lewens. Iemand anderste is besig om daai oorlog in jou hart te wen. Paulus beskryf dat ons na God toe moet gaan, heel eerste. Ons moet heel eerste na hom toe gaan en ons moet ons bekommernisse en ons laste vir hom gee. En wanneer hy op die troon is, dan gaan jy met vrymoedigheid na hom toe en jy gaan gee jou bekommernisse en jou laste van hom en onmiddellik sal jy die vrede van God ervaar. Wanneer ons nie vertroosting by die Here soek nie, en ek wil dit vir jou mooi uitspreek vanoggend. Wanneer jy nie vertroosting by die Here soek nie, maar by 'n ander afgod, is dit net 'n kwessie van tyd of jou lewe word verwoes. Kom ons kyk na 'n paar van die mense in die Bybel wie se lewens verwoes is as gevolg daarvan. Kom ons dink aan Dawid en Batseba. 'n buiteegtelike verhouding, wel is.
veroorsaak dat 'n man doodgemaak word? Wat veroorsaak dat die kind sterf in sonde? Samson, hy kan nie wegbly van Delila af nie. Daai begeerte, daai seksuele begeerte. Hy laat sy hare afsny en hy verloor sy krag en op die einde van die dag sterf hy sonder oë. Hy word gevange geneem. Noag kom uit die ark uit en hy word dronk en hy slaap saam met sy dogters. Die vernedering van sy familie. Kan jy sien wat doen die afgod? Hy wil jou vernietig. Hy wil alles vernietig om jou, want hy vra 'n prys vir die heerskappy van jou lewe. Wanneer jy die gode van plesier aanbid, sal hulle jou op die einde van die dag na 'n plek toe vat waar jy sal vra, maar hoe kon dit gebeur het? En jy kan niemand anders te blameer nie, want jy het dit toegelaat, jy het die deur oopgemaak, jy het hom ingenooi, jy het hom heerskappy gegee, en hy gaan jou vernietig, en dan is dit vir jou te laat om te vra, maar hoe kon dit gebeur het? Jy sien, hy sal jou al hoe verder en verder wegtrek van die Here af. Hy sal jou al hoe verder en verder wegtrek van jou verhouding met jou familie af. Hy sal jou al hoe verder en verder wegtrek van die medegelowiges af, totdat jy op jou eie is. En dan spoeg hy jou uit. Daar is 'n gedeelte in die Ou Testament waarin ek jou wil herinner vanoggend. Ons vind hierdie gedeelte in 1 Konings 18, dis met die profeet Elia en die Baal profete. En dit gaan daaroor dat hulle die Baal profete aanbid. Hoor wat sê 1 Konings 18 vers 28 en 29. En dis die Baal profete, hulle het toe al harder geroep, en soos hulle gebruik was, hulle self met messe en swaarde stukken gesny, totdat die bloed geloop het. Hulle het gaan uitroep na hierdie afgod, maar hierdie afgod kon niks vir hulle doen nie. So het hulle messe en swaarde gevat, en hulle het hulle begin self sny, en hulle het gedink, miskien oorreed dit hulle afgod. As die Here op die troon is, sal jy nie so ver gaan om dit te doen nie. Vers 29, hulle het die hele namiddag so aangehou, totdat die tyd vir die aandoffer aangebreek het, maar steeds was daar geen geluid nie. Geen antwoord nie. Niemand wat gereageer het nie. Jy sien hierdie afgod. Maar hoekom het dit gebeur? Jy kan uitroep na hom, hy gaan jou nie antwoord nie. Hy gaan nie reageer nie, want hy gaan jou uitspoeg, hy het jou gebruik. Hy het gekry wat hy wou gehad het van jou af. Jy dink vanoggend dalk, hoe dom kan 'n mens wees om so iets te doen? Hoe stupid, as ek die woord mag wees, om jouself te gaan sny, dit gebeur vandag nog. Wanneer jy werk met kinders, en wanneer jy sien, wanneer hulle self sny, weet jy, daar is iets anderste wat heers in hulle lewe. Hulle bring hierdie oor hulle self as gevolg van omstandighede wat heers in hulle lewe, want daar was nog nie bevryding, sodat God sy heerskappy kan neem nie. Dink jy ons God wil hê jy met jouself martel en pyn, om hom te dien? Hy wil nie. Hy wil net sy goedheid en sy guns vir jou gee. Hy soek jou getrouheid en hy soek jou volharding in 'n lewe met hom. En hulle het dit alles gedoen vir 'n afgodsbeeldjie wat niks vir hulle kon doen nie. Daai afgod gaan nie vir jou die ewige lewe gee nie. Daai afgod gaan nie jou eindbestemming bepaal by die Here nie. Baie van ons sny onsself dalk nie fisies nie, maar ons het gebloei met die opofferings wat ons gemaak het om hierdie gode tevrede te stel. Mense wat 'n verslawing het, sal vir jou sê, ek het die huis se geld gevat om die dubbelverslawing aan die gang te hou. Ek het geld dalk gesteel om die dwelmverslawing aan die gang te hou. Jy bloei dalk, en die mense om jou bloei, want jy wil afgode tevrede stel. Om te glo dat op een of ander manier sal hulle reageer, maar inteendeel wys hulle net vir ons dat die regter verlosser het ons nodig. En wie is hierdie regter verlosser? En dis wat Paulus skryf in Romeine 7 vers 24 en 25, wie sal my kan red? Ek wil vanoggend vir jou sê, voordat te laat is, wie sal jou kan red? Is net die Here Jesus Christus.
Dis net hy wat daai bande en daai kettinge en daai vloeke gaan afbreek en gaan kan afsny sodat jy 'n lewe kan hê. Net hy kan jou vrymaak en red, geen ander vals God nie. Maar weet jy wat? Hy het partymal so ingewordel hierso, jy kan hom nie meer los nie. Jy kan nie meer daai afgod laat staan nie. Ek wil jou 'n storie vertel vanoggend en ek het hierdie storie gehoor by 'n ander pastoor. Hy vertel hy stap saam met sy kleinkind en hulle stap byvoorbeeld by Crazy Store. En daar vir R15 is vals parels. En sy wil so graag hierdie vals parels hê en hy sê vir haar, vat jou sakgeld. Ek gaan vir jou nog gee en dan koop jy hierdie parels vir jou. En sy het gegaan en sy het hierdie parels gaan koop en sy het hierdie parels gedra dag en nag en die parels was die heeltyd om haar nek gewees. Op 'n dag gaan hy na haar kamer toe en hy klop en hy sê, wil jy nie daai parels van my gee nie? Sy sê, nee papa, jy kan my pop vat, maar ek gaan jou nie my parels gee nie. Die volgende dag klop hy aan die deur en hy sê, wil jy nie vir my daai parels gee nie? Sy sê, papa, jy kan enige ander speelgoed van my vat, maar nie my parels nie. So het dit aangegaan en na 'n week stap sy in sy huil en sy sê, papa, jy kan my parels kry. En toe hy die vals parels by haar vat, toe haal hy 'n sakkie uit en hy gee vir haar egte parels. Ons hou vas aan namaaksels. Ons hou vas en ons wil nie aanvaar en vat die ware parels wat daar vir ons is nie. Ons is tevrede met hierdie afgod. Ons is tevrede om te lewe met hom in ons lewe. God sê, raak ontslaaf van dit en kom vat dit wat ek vir jou kan gee. Die afgod van plesier is net 'n goeie, goedkoop namaaksel wat ons moet laat gaan sodat ons kan ontvang wat die Vader vir ons wil gee. As ek begin afsluit, luister na Psalm 107 vers 43. Laat die wat verstandig is dit ter harte neem en hulle aandag vestig op die trou van die Here. Hy sê as jy vanoggend verstandig is, neem ag op die woord vanoggend. Psalm 37 vers 22 tot 24. Hulle vir wie die Here seën, hulle wie hom op die heerskappy plaas in die troon van hulle lewe, sal die land besit, maar hulle wat hy vervloek sal uitgeroei word. Die ander afgod gaan maak dat jou eindbestemming nooit in die teenwoordigheid van God sal wees nie, en jy sal die straf verduur om in die vuur te wees. Hy sal hulle uitroei, want hulle sal nie in sy teenwoordigheid kan wees nie. Die Here bepaal die rigting van die mens met wie se lewe hy tevrede is, en hy kan nie tevrede wees om tweedehands te wees nie. Hy kan net tevrede wees as hy eerste in jou lewe is. Al sou een struikel, hy sal nie val nie, want die Here hou sy hand vas. Jy sien, wanneer jy in hom is en wanneer hy heerskappy in jou lewe het, jy gaan 'n fout maak. Maar hy gaan jou nie wegstoot nie. Hy gaan jou ook nie weggooi nie. Ek wil jou vanoggend vra, as jy geluister het na hierdie woord, het jy die vrede van God verruil vir iets anderste in jou lewe? En ek wil hê jy moet dit eerlik antwoord. Jy moet dit eerlik vir jouself kan sê, het ek dit gedoen? Is daar iets anderste wat ek voor die vrede van God stel? Het jy prys gegee dit wat God oorspronklik in gedagte gehad het vir jou, en het jy dit vervang met iets wat teenstrydig is met God? As jy dit gedoen het, wil ek jou vanoggend aanraai, dit was nie 'n goeie ruiling nie, want jy kan nie iets anders te vervang met God nie. Maar God wil vir jou sê vanoggend, dis tyd vir jou om dit te laat gaan. Dis tyd om dit te laat gaan en met albei arms uit te reik en die Here aan te gryp, want dis hy wat vir jou vrede en verlossing gaan gee. Soos ek afsluit, kom en vra ek jou, hoeveel keer het jy al die afgod een kant toe geskuif? Hoeveel keer het jy al gesê, Here, ek skuif dit nou een kant, ek raak ontslaaf van dit. Ek gaan nie meer op hy website nie. Ek is nie meer by die borrelstoer nie. Ek is nie meer 'n verslawing of enigiets is in my lewe nie. En dan hou dit aan vir 'n week en dan kom dit maar net weer terug. Ek was daar. Ek het gedink ek kan dit opgee.
Maar ek kan dit nie opgee nie, jy kan dit nie een kant toe skuif nie, want dit gaan terugkom. Jy moet dit een kant toe skuif en dan vervang met iemand anders om daai leemte te vul, en dit is die Gees van God met wie jy dit moet vervang, sodat hy heerskappy kan hê in jou lewe. So baie keer dan beloof ons, wanneer dit kom en jou huwelik is besig om uit mekaar uit te val, as gevolg van ander dinge wat jy doen. Ag my vrou, dit was die laaste keer, ek is jammer. Ek sal dit nie weer doen nie. Of as die baas jou wil fire oor jou gedrinkery, dit was die laaste keer, ek sal dit nie weer doen nie. Hoeveel keer val jy dan nie? Jy sien, jy kan dit nie net wegskuif nie. Jy moet dit vervang, hy moet glad nie meer deel van die lewe wees nie. Ons probeer so hard om die afgod te verplaas, maar ons moet dit vervang met die lewende God en die Gees van God. Daar is geen groter plesier of genot wanneer jy hierdie gode vervang en jy verlustig jou in die Here nie. Hoor wat ek vir jou sê, daar is geen groter genot nie, want die vrede wat alles verstand te bowe gaan is met jou. Die God wat vir jou beskerm en jou behoed en bewaar en vir jou voorsien, is die een wat heers op jou troon. Jy is nooit alleen nie, jy hoef nie beangs of bevrees te wees nie, want hy sal die stryd saam met jou beklei. Daar is geen groter vrede nie. Sê dit gebeur in my lewe. Jy sal jou verlustig in die Here met jou lofprysing en aanbidding. Dis hoekom ek en jy geskape is, om hom te aanbid. Daar's 'n vakuum hier binnekant in my en jou gemaak om te aanbid, en ons wil die lewende God aanbid. Maar as hy nie in jou lewe is nie, jou eindbestemming is 'n probleem. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Jy kan nie hom aanbid en 'n ander afgod nie. Jy moet kies. En die keuse is joune. Dis wat Paulus skryf, jy maak die keuse, jy maak die besluit. As 'n liedjie wat ons sing, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Kan 'n afgod dit doen? Kan daai drank, daai dwelms, daai vraatsig, daai hebsig, daai pornografie, kan dit vir jou doen? Dit kan nie. Moenie God vervang met 'n namaaksel of 'n imitation wat jou gaan kos nie. Kom ons maak ons oë toe.